Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en natuurlik baie dankie dat jy nog steeds saam luister. 'n Paar weke gelede was ek by 'n fermentasie werkswinkel wat Wieke de Beer aangebied het, daar in Woerden in haar pragtige huis. Nou, ek het na die werkswinkel toe gegaan omdat ek nou al 'n geruime tyd nuuskierig is oor fermentasie en hoe dit werk. En die rede daarvoor is omdat my eie kinders nou al 'n geruime tyd besig is om dinge so te fermenteer. Kyk, ek kom nog uit die skool uit dat jy goed moet inlê met 'n stroop of met kookwater en dat die deksel so moet induik as dit afkoel. Hy maak so koek en dan weet jy hierdie ingelegde potgoed gaan nie vrot word nie. Maar fermentasie werk 'n klein bietjie anders. En dan bring my kinders vir my kimchi of kombucha wat hulle gemaak het en ek is baie nuuskierig. So toe gaan volg ek nou die kursus by Wieke en ek was toe nou so beïndruk met wat alles daar gebeur en wat sy alles te vertel het, dat ek besluit het om vandag met haar te gesels. Ons praat ook oor haar nuwe kinderboek, Kombuistaal, wat 'n fantastiese boek is, en as jy 'n ouma is, of 'n ma van klein kindertjies, so ek sê, skaf dadelik die boek aan vir Kersfees, dis 'n pragtige boek. En Wieke vertel ook van 'n ander boek, waarmee sy op die oomblik besig is. Lekker luister. Vertel my nou eers van hierdie fantastiese resepteboek vir kinders. Kombuistaal. Wat wil jy vertel daarvan? Hoe het jy daarby uitgekom? Hoe het dit gebeur dat jy so 'n plan gemaak het? Ek was mal oor die Klein Kook en Geniet resepteboekie wat jare gelede uitgegee is in Suid-Afrika. Dit was so 'n getekende boek met resepte in, en as ek ooit verveeld was, het my ma vir my gesê, gaan bak iets. So ek het alles in daai boek gebak en gemaak. So dit was nog altyd vir my 'n droom om 'n kinderkookboek te skryf. En intussen het ons lewe mos redelik ingrypend verander met Lukas se diabetesdiagnose, so ons het anders begin eet as die gewone normale gesin. Ons eet 'n lae koolhidraat dieet, en gesonde voeding het regtig my passie geraak en die navorsing daarvan. So as ek dan nou 'n kookboek wou doen vir kinders, het ek gewonder hoe mense dit sal doen, want die kindertjies is mos nou gesonde kindertjies, dis nie kinders met 'n auto-immuune stelsel siekte nie. En ek het so klein bietjie deur 'n krisis gegaan toe ek moes begin werk aan hierdie kookboek, want ek kan dit nie oor my hart gekry het om hoë suiker, hoë verfynde stysels in resepte te gebruik wanneer ek glo dit is skadelik vir almal nie. En omdat ons samelewing so toksies geraak het, is, jy weet, ultra-geprosesseerde voedsels is net sleg vir ons, en hierdie kleurmiddels en geurmiddels is sleg vir ons. So ek het tot 'n punt gekom waar ek gesê het, maar ek kan nie dit skryf nie. Ek kan dit nie oor my hart kry nie. En toe moes ek gaan sit en dink, maar wat is dan nou regtig gesond vir kinders? Jy weet, wat as ek nou net wil sê, wat is gesonde kos? En dit het weer eens neergekom op laer koolhidraat kosse, hoër proteïene, jy weet dat kinders het eintlik nie lae-vet produkte enigstens nodig nie. Hulle het goeie vette nodig om te groei vir hulle breinontwikkeling, weer die navorsing gaan doen. So die kookboek is toe nou uiteindelik nie vir diabetes geskik nie, want daar is tog ook vrugte in en sulke goed, maar dit is myns insiens, as jy jou kind wil gesond hou en jy wil vir hulle slim brein gee, en jy wil vir hulle energie gee, en jy wil hulle immuunstelsel versterk en so aan, is dit 'n goeie riglyn van gesonde kos, gefundeer op navorsing. Want vir my is dit ook belangrik om terug te gaan na die navorsing toe, omdat daar so baie geraas daar buite is oor wat is gesond en wat is ongesond. Jy weet, die een week sê hulle vir ons jy moet glad nie eiers eet nie, en die volgende week moet jy eiers eet, en een week mag jy nie botter eet nie, jy moet margarien eet, en dan hoor ons maar margarien is eintlik die skadelike een. Jy weet, so ek wou dit net weer gaan doen het. En dan toe het Lapa vir Rolien genader as tekenaar, en ek en sy het nogal lekker mekaar
jy weet, ontmoet halfway, want ek het vir haar vertel van die boekies wat ek altyd vir my seuns gelees het. Die tekeninge waar, jy weet, jy soek, dit is 'n storieboek of 'n gedigteboekie, maar die prentjies is so interessant, dat hulle ook self net hulle self daarin wil verloor. En dit is hoe sy dit nou gemaak het met die, soos die tekening van die brein, jy weet die mannetjies wat werk in die brein, en so dit het eintlik so na die tyd eintlik eers as 'n konsep ontwikkel. En vir Antjie het Marita gevra of sy, jy weet, maar ek en Antjie het mos die aand hier gepraat oor al die kindertjies. Sy was op pad na haar kleinkinders in Londen. En ja, ek het nie naas aan my gedink, so iemand soos sy sal belangstel in so iets nie, maar ja, daar is dit nou. Dis fantasties, want ek wil net duidelik maak dat die boek is vir kinders, né? Die gedagte is dat die kind self 'n bietjie van die kos kan maak en goed. Dis nie soseer dat jy net die boek vir die kind lees sodat die kind weet wat gesonde kos is nie. Nee, so dit is saam kook in die kombuis. Want kyk, 'n klein kind kan jy in elk geval nie heeltemal stoksiel alleen in die kombuis laat kook nie. Want dit is met warm potte en jy weet plate en skerp messe. So die idee is om ouers en kinders weer saam in die kombuis in te bring en die gesprek te begin voer tussen ouer en kind deur hierdie lieflike rympies van Antjie Krog en die tekeninge van Rolien Immelman en die resepte van hoekom eet ons so? Hoekom is dit goed vir jou? Jy weet, hoekom gee hierdie vir jou energie, maar hierdie een steel jou energie? Dat dit 'n gesprek is, ja, net 'n leesboekie, 'n lekker ontdekboekie met mooi prentjies, maar dan kom ons gaan saam in die kombuis, ons kook weer saam, ons bak weer saam, want ek dink dit is in ons samelewing, mense raak te besig vir dit. En ma's en ouers en groot mense raak selfs te besig om te kook self, so mense begin op klaargemaakte produkte staat maak, of op pakkies en sakkies en blikkies, jy weet, en hierdie boek sê weer, kom ons gaan terug kombuis toe, ons kap weer die ei, ons kap weer die knoffel, ons maak die kos weer self, dan weet ons wat daar ingaan. Het jy so sê hulle off the top of your head, een van die resepte wat jy in die boek gee? Wel, daar's maklike goed. Daar's goed soos byvoorbeeld yslolly wat letterlik arbei-puree en yoghurt is wat jy meng en jy vries dit. En dis heerlik verfrissend. Ja, dis seker maklike goed. Daai 2 bestanddeel resepies. Daar's 'n vreeslike vrolike foto van eiertjies wat met al die groentes wat daarin gesteek is, wat vir my lyk so sulke karikature. Jy weet, dit is net soort van, dit is eintlik baie eenvoudige kos. Dit is regtig vir 'n gekookte eiertjie, saggekookte eiertjie om asperges en brokkelini daarin te druk vir ontbyt. Jy weet, dit is nie ingewikkelde resepte nie. Daar is wel 'n broodjie wat ek ingesluit het, 'n roerbroodjie wat jy net alles bymekaar gooi en jy roer dit, wat op 'n lae koolhidraat bestanddele gebaseer is, omdat ek dink kinders wat kosblikke vir kinders is altyd 'n uitdaging, en wat doen jy vir jou kind as jy nie altyd net biltong en droewors inpak nie, en blokkies kaas, jy weet, so nie, so daar is 'n oulike broodjie wat die kinders saam kan bak. Maar die meeste van die goed moes regtig vir eenvoudig gewees het om te maak. Dis baie oulik. Ek moet nou vir eerlikwaar sê, ek neem aan as baie mamas wat die boek wil koop vir hulle kinders, maar as 'n ouma nou wonder wat se Kersgeskenk sy nou vir 'n kleinkind kan koop, is dit dan wraggies die ideale geskenk. Ja, ek dink ook so. Ek dink ek het my kleinkook en geniet daai jare as 'n Kersgeskenk gekry. En ek onthou dit tot vandag toe. Jy weet, dit kan regtig 'n impak maak op jou. Ek is obviously nog altyd een van 'n closet foodie gewees, selfs toe ek klein was. Maar ek dink dit is 'n goeie geskenk. Ek dink dit het baie waarde vir kinders. En dit is net 'n lekker ding om te kry, want dit is net mooi ook. Jy weet, Rolien se tekeninge het dit ook net regtig 'n plesier gemaak om te lees, en die feit dat Antjie se gediggies daar tussendeur geweef is. Jy weet, ons leer, dit is een van die goed waar ek en Antjie ook gepraat het, is hoe kinders leer deur rym, klanke, herhalende klanke en rymwoorde. Daar's 'n hele wetenskap daar agter. Wat sy deel van haar navorsing al gedoen het. Jy weet, so dit is hoe ons kinders leer. So dit is wat vir my, ek dink die boek is waardevol. Ek moet vir jou baie geluk sê. Nou, wil ek jou sê, terwyl ek met jou praat, as jy dalk 'n gegrom hoor, dan is dit omdat ek nou vanoggend die eerste kombucha afgetap het en dadelik veel te veel gedrink het. Ek onthou daar was 'n halwe waarskuwing geweest van begin rustig, daarin het ek
glad nie gesteer nie. Maar goed, so 2 weke terug was ek nou by jou by so 'n werkswinkel en ek wil eintlik weet hoekom het jy met die werkswinkels begin? Weet jy, ehm toe ons nou hier in Nederland aangekom het en met COVID wat toegeslaan het en alles wat gebeur het, het ek eintlik op 'n punt gekom waar ek nie meer geweet het wat om met myself te maak nie, want of te doen nie. Ek het Rooirose die tyd so vir wie ek sou vryskut werk nog gedoen het toegemaak oor COVID en oopgemaak onder 'n ander vaandel, so dit is glad nie meer weet my koneksies nie. Ek doen nog vryskut werk vir tydskrifte soos Lose It, wat 'n lae-koolhidraat tydskrif in Suid-Afrika is, maar dit is ook besig om in te krimp, want die mark krimp so in. Ek moes 'n nuwe pad vind vir myself en ek het dit gemis om my kennis te deel met mense, al is dit net die mooiheid van 'n mooi tafel of inspirasie van 'n nuwe resep, want dit is wat ek eintlik maar gedoen het as kosredakteur van Rooirose vir 21 jaar. Ja. Het ek dit gedoen, elke maand 'n tema gekies en iets afgeneem en 'n storie vertel en mense probeer, jy weet, inspireer of leer, either way. En toe dit was net 'n deel wat weg was van my af. En ek het die eerste workshop wat ek hier aangebied het was 'n gut health fermentasie workshop laas jaar Oktober. Is nog net 'n jaar eintlik wat ek dit doen. Ek kan dit amper nie glo nie. Want ek het voorheen workshops gedoen by Workshop Factory wat buite Woerden is, wat meer soos 'n plek is, 'n industriële kombuis was. En om my huis oop te maak was 'n besluit wat ons geneem het. Toevallig ook nadat Antjie hier was. Want die aand wat toe Antjie was hier vir die fees van Nederland en toe het hulle gesê maar sy het nog 'n aandjie oop. Is daar iets wat ons vinnig kan reël? En ek het letterlik dit net op WhatsApp vriendegroepe bemark en gesê Antjie kom na my toe vir die aand. Kom drink 'n glas wyn, kom luister hoe sy voorlees. En ons het amper 24 mense en jy weet nou hoe klein my huisie is, né? Jy was nou hier so gewees. Gehad van oral af. En dit het by my 'n idee gelos van dit kan werk. Dit kan werk om weet dit oop te maak. En vir 'n tyd lank gedink nee, dit is te groot amper, jy weet, want jy weet gaan mense en dit het gewerk. En toe laas jaar het ek 'n groot Kersfees workshop gelons want jy weet, in Suid-Afrika was Kersfees 'n baie besige tyd. Veral daai oploop na Kersfees, vanaf die skole sluit. Daai laaste week van skole was absolute chaos. Jy weet, dit was klaspartytjies en eindjaar funksies en Kersfeespartytjies en skoolkonserte en almal het vir mekaar geskenke uitgeruil by die werk en weet dit was altyd vir my so besige tyd. En daai eerste 2 jaar in Nederland was dit absolute doodse stilte hier. Want vir Nederland is dit nie die einde van die jaar nie. Nee, dis vir hulle maar net nog 'n tyd. van die jaar, ja. Dis die middel van die jaar. Almal werk regdeur tot die dag voor Kersdag werk almal nog. Dit is nie soos by ons wat almal hier teen die 16de Desember is almal op vakansie nie. So en ek het dit gemis om soos by Rooirose ons Kersfees uitgawe was die hoogtepunt van die jaar. Ons het maande daaraan beplan. Ons het gewoonlik almal saam daaraan gewerk. Jy weet al die afdelings het reuse shoots gedoen en ek het dit regtig gemis. So die Kers workshop was my manier om weer daai tyd van die jaar vir myself op te vrolik. En en toe werk dit. En toe geniet almal dit. En ek dink Suid-Afrikaners is anders hier in Nederland. Ons verstaan ons het min spasie. Ons verstaan dat jy nie 25 van een soort glas het nie en dat jy 3 verskillende soorte bordjies het, want dit is maar net anders hier, jy weet. Ja, die ruimte is 'n ding. Ja, niemand het 'n wenkbrauw gelig as jy nou 'n bietjie uit 'n anderste glas moet drink of jy moet nou 'n bietjie op die punt van die bank se hoek sit want daar is nou net soveel plek nie. So dit was die beperkings wat ek vir myself gestel het. Jy weet dat jy is net soveel spasie, jy is net soveel sitplekke, jy weet ek het net soveel borde vir 'n ding. En dit was vir my heerlik. Dit was vir my net 'n absolute fees. Ek moet vir jou sê dit wat ek veral ervaar is dat jy skep 'n verskriklike knus tuis atmosfeer. So ja, ek kom iets by jou leer, maar dit is asof ek ja, nou jy is ook 'n vriendin, maar in 'n vriendin se kombuis sit en sy vertel vir my iets. En ek neem aan jy's nie so intiem bevriend met die ander mense wat almal daar was nie. Baie van hulle ken jy, maar
Dit skep baie was ook net vreemdelinge wat ek nog okay. nooit ontmoet het nie. Ja. So dit skep ontsettende huislike atmosfeer wat dit baie besonder maak, want ek bedoel Ag, as jy dankie, dis na 'n nice. industriële kombuis toe gaan iewers in so 'n kulkoue echt Hollandse saal, dan Ja, is dit tog nie dieselfde atmosfeer nie, né? dit is wat ek besef het. Ek het besef wat ons as Suid-Afrikaners doen, hoe ons mense in ons huise verwelkom, hoe ons dit doen is anders as die Nederlanders. Ons is gul en ons is gasvry en ons is amper familiêr op 'n sekere level, want jy weet jy kom nou in my huis in, so jy's nou ook my vriendin, verstaan jy? En Ja. die aantal die workshops wat ek nou deur hierdie jaar aangebied het wel 'n mate van 'n gemeenskap begin skep. Daar is mense wat weer en weer kom, wat nou hierdie kosgemeenskap weer deel van maak. So dit is nie elke keer wildvreemdelinge nie. Daar is mense wat graag weer kom en daar's mense wat nou al vriendinne geraak het deur dit. En dit was eintlik maar my behoefte. Jy weet, is om weer 'n gemeenskap van kosliefhebbers en belangstellendes te skep vir myself. Weet, vir my. En dit het nou hierdie ander, weet, positiewe effek gekry vir ander mense, glo ek en hoop ek. Absoluut. Ja, ons is maar net anders. Ek het dit nou weer besef. Jy weet, ons is anders, ons Suid-Afrikaners. Ons is warmer. Ons is 'n baie warm nasie, jong. Ja, absoluut. Ja. Ja, dit is ons seker en ons weet jy daar's sekere goed wat 'n bepaalde vorm van goeie maniere by ons is. Wat ek sê nie Nederlanders het nie goeie maniere nie, is baie goed gemanierde mense, daar's ook baie onbeskofte mense, selfs in Suid-Afrika. Maar die wat ons sien as goeie maniere en wat Nederlanders sien as goeie maniere is verskillende goed. En ek voel baie meer tuis by wat ons sien as goeie maniere in Suid-Afrika. So ja, die oomblik as ek by jou in die huis kom dan voel ek tuis. Dan my lekker om daar te wees. Maar dit is moeilik om mense vinger daarop te sit, want soos jy sê, die Nederlanders is nie gawe mense nie, jy weet, maar 'n mens voel dit onmiddellik, jy voel onmiddellik anders. En ek skryf dit nou maar toe aan 'n mate van hartlikheid en warmte. Ek weet nie of dit die regte ding is nie, maar ek weet nie, dit is maar ook seker hoe ons groot word, of groot gemaak is, nê. As ek vir Nederlanders 'n klas aanbied by die ander plek, weet dan sal almal net vertrek en gaan, en dan gaan ek nou daai hele kombuis opruim. Jy weet, terwyl Suid-Afrikaners is altyd dra die goedjies weer aan. Jy weet, almal ruim op rondom hulle. Hulle is op daai manier baie hulpvaardig. Maar dit is wat ons geleer het deur ons ouers, jy weet. Jy staan op, jy help iemand, so dit is iets wat anders is. Vir my, ja. En nou die gut health, waar kom dit nou vandaan? Okay, so deur al my navorsing met ek is mos nou maar altyd oor die lae koolhidraatkosse en ek is altyd oor die bloedsuikervlakke en stabiele bloedsuikervlakke. Dit was my hele mission, my hele lewe gewees. Het ek agtergekom, maar jy weet, alhoewel ons nou so eet en alhoewel ons nou alles doen vir Luka wat ons moontlik kan, en die dokters, jy weet, sê, sy bloedsuikervlakke is fantasties, hy is so goed gekontroleer, alles gaan so goed, was hy nie regtig besig om te floreer nie. Jy weet, hy het hierdie maande gehad wat hy net kon vir 'n week net 'n insinking, 'n dip vang. Jy weet, en dan is hy net tam en moeg en uitgeput en jy weet, en so vir my was dit net soort van, ons doen alles wat ons dink, maar daar's nog 'n blokkie van hierdie legkaart wat ek nog nie begryp nie. En toe begin al die navorsing deurkom van jou darmgesondheid as gevolg van die net geweldige spronge en navorsing wat in daai rigting gedoen is. En wat die tegnologie wat verbeter het en so voorts. En jy weet, en daar het 'n paar dinge by my net geklik. En een van die goed is dat omdat ons op hierdie lae koolhidraat dieet was, het ons 'n geweldige hoeveelheid oksalate begin inneem. Nou, oksalate is alle plante bevat oksalate. Dit is 'n beskermingsmeganisme wat plante in die natuur het sodat peste hulle nie kom eet nie. Nee, maar die oksalate is eintlik ook vir ons 'n bietjie skadelik, want dit is maar 'n tipe van 'n gifstof. En dit vorm kristalle byvoorbeeld in jou joints. Dit is ook die oorsaak van byvoorbeeld nierstene. Maar daar's nie baie navorsing daaroor wat beskikbaar is nie. Want jy weet, en toe ek besef, maar jy weet, ons is besig om nou in ons poging om hipergesond te wees en al die supergesonde kosse te eet,
ons eintlik 'n bietjie siek te maak. En toe het ek begin navorsing wat doen hierdie oksalate nou eintlik in jou liggaam en dit is verskriklik interessant. Jy weet daar is goed soos byvoorbeeld as jy geneig is om baie urineweg infeksies te kry of net baie gereeld toilet toe gaan, heeltyd moet piepie, né? Ja. Kan dit wees dat jy geweldige hoë hoeveelhede oksalate in jou liggaam het of dat jy net 'n oksalaat sensitiwiteit het. Nie almal reageer dieselfde daarop nie. En toe het ek besef maar dit is definitief 'n probleem vir my en Luca want ek kry as ek nou regtig baie moeg is en hard gewerk het vir baie lank, dan kry ek baie vinnig inflammasie in al my jy weet joints. Wat is joints in Afrikaans? O, jy het nie ek ook nie nou dink gewrigte. Ja, dit is gewrigte. En jy weet en toe het ek dit begin uitsny. En tesame met dit het ek begin navorsing doen oor ons darmgesondheid want ons hierdie oksalate, hierdie kosse wat die oksalate bevat ook ander wat hulle noem in Engels anti-nutrients en hierdie goed is skadelik vir jou maagwand. En dit kan ook veroorsaak dat die maagwand klein gaatjies vorm en laat hierdie gifstowwe wat jy gewoonlik net uitskei gaan nou aktiveer in jou liggaam. So hierdie inflammasie kan nou ook as gevolg van dit veroorsaak word. So ons het gesukkel met inflammasie en dit. En toe het ek begin met die hele fermentasie ding en besef maar fermentasie is so oud soos die berge. Dis eeue, dis 2000, meer as 2000 jaar oud. Dit was altyd deel van ons manier van eet. Maar in ons moderne lewenstyl het ons dit heeltemal opgehou eet. Omdat ons al hierdie winkels het wat hierdie cold chains het wat net alles koud hou, hoef ons nie meer kos te fermenteer om dit te bewaar nie. Omdat ons elke dag kan uitstap supermark toe en enigiets gaan koop, of dit nou in seisoen is of nie, hoef ons dit nie meer te bewaar nie. Ons het nie meer oestyd wat moet bewaar word nie. En dit was die natuurlike ding hoe ons het bewaar het, ons het dit gefermenteer. Maar die fermentasie is so belangrik vir ons, want dit voed ons microbiota in ons darms. Dit voed ons, dit maak ons mucus lining sterk, dit soveel verskillende dinge wat dit doen vir jou liggaam. En toe het ek begin met sekere fermentasie self te doen. En ek het begin om 'n verskil in my darmgesondheid te sien. Ek wil nou nie persoonlike goed hier uitplaak nie, maar dinge het beter geraak. En ons het dit as 'n gesin begin doen. En toe het, dis interessant, want ek het dit net as 'n side hustle amper gedoen, met my eie navorsing en my eie toepassing op die gesin. En omdat ek hierdie Gut Health Workshop geadverteer het laas jaar Oktober, het Lindy Samery van Human Research my gekontak en gesê, maar sy sien ek adverteer hierdie Gut Health Workshop, wil ek nie 'n Gut Health boek doen nie. En ek sê, ja, ek wil, jy weet, maar my kennis is nog nie, ek is nog nie so eintlik ingelig daaroor nie. Ek doen dit nou maar, ek doen nog net my eie navorsing. En ek het toe vir 'n dokter, vriend van my, dokter Stefan, gekontak en gesê, wil hy hierdie boek saam met my doen. Hulle doen Fire Diabetes in Somerset West, en hulle is besig om tipe 2 diabetes letterlik om te keer, deur hulle op 'n lae koolhidraat dieet te sit en al die gifstowwe uit weet te cleanse en te detox en alles, 'n hele proses wat hulle doen, 'n fantastiese proses. En hy sê toe vir my, ja, maar hy is nie die kenner nie. Ek moet dit met dokter Stefan Schmidt doen, afgetrede dokter, en hy is die kenner in Suid-Afrika op die oomblik met dit. En so het dit, jy weet, het ek toe nou saam met hom deur hierdie proses gegaan van navorsing. En wat is dit? En wat is Gut Health? En hoekom is dit belangrik? En interessant, want jy weet, vir my gaan dit altyd oor, ja, hier's 'n klomp kennis, maar hoe pas ek dit nou toe in my lewe? Ja, en in jou kombuis, né? En in my kombuis en vir my gesin. Jy weet, hoe maak ek dit prakties werkbaar vir my? Want dit was maar die ding met ons, met die hele lae koolhidraat dieet ding. Dit was 'n storie om te gaan van 'n gewone gesin wat jy weet, gewoonweg geëet het, pizza, pasta, rys, aardappels, Woolies lasagne, sap gedrink, Weet-Bix geëet in die oggende. Hoe gaan ons van daar af na 'n lae koolhidraat dieet toe? Dit was 'n plan. Dit was 'n doelbewuste plan wat ek moes uitwerk en moes volg. En weer eens het ek besef dat as mense hulle darmgesondheid en hulle maaggesondheid gaan wil herstel, gaan hier 'n plan moet wees. En dit is wat hierdie boek toe nou is, jy weet, en al die navorsing daar rondom is, hoe doen jy dit dan nou?
Is die boek al beskikbaar? Nee. Jammer. Nee, maar ek het dit alles al in my kop. Nee, dis hoekom ek ongelukkig vandag ons vergadering moes met 'n uur aanskuif want ons het nou net die geredigeerde kopie gekry, die eerste weergawe daarvan en ek moes vinnig met die dokter daaroor gesels. Nee, ons is nou nog eers in die produksiestadium. Ja. Hy kom Februarie die 15de uit. Fantasties. Ja, maar dit is baie naby. Dit voel ver, maar dit is om die draai. Ons het nou daaroor gepraat dat as jy dink aan Desember maak Suid-Afrika toe tot middel Januarie, dan as mense nou wil begin planne maak vir die boek vrystel, dan moet ons nou al begin beplan daaraan. Ja. So, maar een van die goed wat jy toe nou ook gedoen het, is jy het ook dadelik begin fermenteer, aktief in jou kombuis, te kere gegaan. Wat maak jy alles? So, wat die dokter daai tyd vir my gesê het, dokter Stefan, is dat as 'n mens net elke dag ten minste kombucha, 2 eetlepels kombucha drink saam met 'n glasie natuurlik gefermenteerde kefir, dan kry jy meeste van jou probiotika in wat jy moet inkry. Jy weet, so ek het gedink that's the bottom line what I'm going to start doing. Ek is altyd bekommerd geweest oor kombucha omdat dit eintlik mos 'n klomp suiker inkry wat gefermenteer word en ek het gesê nee, dis nie goed vir Luka nie. Luka, want vir my gaan dit altyd eers oor bloedsuiker kontrole. Dus sê hy, maar jy het maar 2 eetlepels nodig 'n dag om genoegsame van hierdie wonderlike stowwe in te kry. En toe so ek het begin met die kombucha, lank gesukkel om my kombucha aan die gang te kry want jy weet dit vat maar tyd om alles te leer en ek het dit oor die winter probeer doen. Toe het ek begin met kimchi want jy weet dit was soort van 'n doenbare ding vir my en toe het ons vir 'n baie lang tyd net met dit aangegaan. En vir my is dit moeilik geweest want jy weet wat ek heel eers gedoen het is ek het 'n klomp groente gaan vat en dit gaan fermenteer soos groen boontjies en komkommers en blomkool in 'n bottel gesit en maar dit het net daar op die rak gebly. Niemand het dit geëet nie. Jy verstaan jy, wie gaan nou 'n klomp gefermenteerde papsuur boontjies eet? Niemand. Verstaan jy? Want ons het nog nie 'n smaak daarvoor ontwikkel nie, want dit is 'n aangeleerde smaak. Gefermenteerde kos het 'n baie sterk reuk en omdat dit die hele proses deur lactic acid ontstaan, die fermentasie, is dit suur. Jy weet, en ons ken dit nie meer nie, omdat ons dit nie meer doen nie. So dit het 'n rukkie gevat vir ons om gewoon te raak daaraan. Maar nou met die sauerkrauts en die kimchi's en die goed is ons jy weet eet ons dit nou soos 'n skeppie by soos wat ander mense nou sal bladjang op hulle bord sit ons skeppie kimchi by. Maar wat vir my die lekkerste was is toe ek nou moet begin voorberei op hierdie boek. Toe begin ek nou in diepte te fermenteer want nou moet ek dit vir mense kan leer. En die dinge wat vir my so handig is nou is goed soos dat ek knoffelhuisies fermenteer. En hierdie hele bottel geskilde knoffel in my yskas het, wat ek net kan kap en in souse soos mayonnaise sit, want ons maak ons eie mayonnaise, want gekookte mayonnaise het mos maar eintlik maar net saadolies in, wat ons weet wat inflammasie veroorsaak. En 'n groot houer, lekker warm, weet brandsous, 'n lekker brandrussie sous wat ons graag by goed voeg. So op die einde ek te sê vir my is dit makliker om souse en hierdie goed te fermenteer en dit dan in te sluit in my gewone kos wat ek maak, as om 'n botteltjie gefermenteerde boontjies op die rak te hê wat niemand eet nie. Want ek vind net dat as mense nou dalk nog wonder wat fermentasie beteken, dis basies net sout of suiker dan nou, want vir die kombucha werk die suiker. En dan gaan dit my gebruik kan 'n beter word vrot. Ja, dit is so daar's verskillende maniere. So die een is byvoorbeeld wat jy met kombucha doen, het jy 'n SCOBY nodig. En die SCOBY is 'n symbiotic community of bacteria and yeasts wat hulle leef saam en dit is so 'n jelly-rige dingetjie. En daai SCOBY vreet swart tee, die tannine in swart tee en suiker. Dis sy kos. En in die proses van die vertering van die kos word daar lactic acid uitgeskei en vind daar fermentasie plaas. So dan word dit suur. En dit is daai goeie natuurlike probiotika wat dan teenwoordig is, wat 'n resultaat is van die fermentasieproses. En aan die ander kant het jy goed soos jou groentes wat jy dan sout opsit. So sout, die goeie bakterieë wat ons gut biome voed, kan in 'n sout omgewing leef. Hulle is lief vir 'n sout omgewing, maar die slegte bakterieë wat
kos laat verrot en ook sleg is vir jou maag en jou darm en jou gesondheid, kan nie in daai sout omgewing leef nie. So ons maak 'n 2% sout mengsel met water en dan is die groente in hierdie sout mengsel. So dan, wat dan gebeur is, dan word dit stadig maar seker gefermenteer, want dit is mos nou maar suurstof en dit gebeur, en hierdie goeie probiotika, dit word dan vrygestel deur hierdie lactic acid proses. En dan word die groente ook afgebreek. So dit word afgebreek, en een van die voordele daarvan is ook dat die oksalate wat teenwoordig is en die ander antinutrients wat teenwoordig is in die groente, word ook afgebreek. Ja. Want die groot ding is dat daar is nie eintlik 'n manier hoe die probiotika vir jou kan sleg wees nie. Nee. So selfs al glo jy nie daarin nie, is dit nog steeds moeite werd om dit elke dag te gebruik, want dit is net positief. Dit is iets soortgelyk soos daai wat die dokter vir jou gee as jy antibiotika gebruik, maar dit is dan meer 'n wat noem mense dit, 'n chemiese samestelling. Ja, dis 'n sinteties verwerkte probiotika pilletjie wat jy inneem. En dis gewoonlik een wat in Engels praat van 'n strand, so dit sal net die Lactobacillus wees of die Bifidobacillus wees. Dit is een strand wat hulle gebruik. Jy weet soos wat dokter Stefan in die boek skryf, dit is soos as jy jou huis wil vergroen en dan sit jy 'n bos blomme in die middel van die tafel. Ja, dit lyk mooi en jy doen ietsie daarvoor, maar die res van die huis is onaangeraak en dit is hoe jou gut werk as jy net daai een strain vat. Terwyl gefermenteerde kosse het duisende verskillende strains in. Jy weet, so jy kan baie meer inneem. En dit was nou wat so interessant was, is dat ek almal het vir baie jare geglo deur navorsing dat as jy genoeg vesel inneem, want in jou kolon verteer jou microbiota, hulle kos verteer vesel. Nee, en dan dit hou hulle gesond en dat hulle groei en op sodoende kan hulle jou immuunstelsel versterk en kan hulle jou spysvertering help en al daai dinge. Toe by Stanford 2 jaar terug doen hulle navorsing en hulle sê 15 van die mense gaan net hulle vesel verhoog, want dit is mos nou wat jou gaan 'n beter gut health gee. Dis wat hulle glo. En die ander groepie sê goed nee, ons gaan vir mense sê eet julle net 40 gram gefermenteerde kos per dag ekstra by. Dit is nou bo julle gewone dieet. Maar moenie ons gaan nie vir jou sê wat se gefermenteerde kos nie. Jy kan kimchi doen, jy kan kombucha doen, jy kan yoghurt doen, maar die bottom line is dit moet natuurlik gefermenteerde lewendige produkte wees, né? Toe na die 6 weke ondersoek, verbasend genoeg, wat hulle geskok het, want hulle glo in vesel. Hulle glo die vesel is wat jou gesond hou. Toe kom hulle agter, maar die groep wat die vesel geëet het, het geen verhoogde diversiteit van hulle microbiota gehad nie. Want kyk, dit gaan as jy hoe meer divers jou gut is, hoe meer van hierdie verskillende microbiotas jy het, hoe gesonder is jou gut. Ja. Hulle het geen verskil gehad nie. Zero. Die ander groep inteendeel, wat die gefermenteerde kos gehad het 'n geweldige toename in hulle diversiteit gehad. Maar nie net dit nie. Daar was ook omtrent 17 van die inflammasiemerkers wat ons in ons liggame, wat dokters toets om te sien hoe hoog is jou inflammasievlakke, het afgekom, het gedaal. So die effek van die meer gediversifiseerde gut health het ook gehelp met die inflammasie in die liggaam en met ander woorde jou algemene gesondheid. So dit was soort van in die mediese veld, dink ek 'n bietjie van 'n aha moment vir almal.